Goeiedag manne, dit is weer meneer Oukamp. Welkom by Landbouwetenskappe graad 12, les nommer 8. Ons is besig met eenheid 6, module 3. Ons is nog steeds besig met dierereproduksie. En vandag gaan ons praat oor kunsmatige paring, spesifiek kunsmatige inseminasie, wat ook bekend staan as KI. Die afkorting is dan KI. So jy volg weer eens saam met my in die handboek. In die vorige gedeelte het ons gepraat oor natuurlike paring. Jy daar 'n paar goedjies onderstreep wat belangrik is. Met 'n paar goedjies uitgelos wat jy moet nie hoef te ken nie. En dit wat ek met jou hanteer het, dit moet jy ken. En dieselfde met hierdie gedeelte. Jy onderstreep saam met my deur die werk en dit wat ek uitlos, kan jy net deurlees op jou eie tyd. Kunsmatige inseminasie kan jy daar onderstreep in die blou blokkie. Op bladsy 161 is die proses waardeur sperma in 'n vroulike dier se uterus of cervix geplaas word deur van 'n kunsmatige metode in plaas van natuurlike paring gebruik te maak. Dan kan jy daarso sommer daaronder kyk. By kunsmatige inseminasie word semen versamel, dit word verdun en dan afgekoel of dan gevries. So ons versamel hierdie semen van die manlike dier. Dan vind daar die oordrag van wenslike eienskappe van een manlike dier na die nageslag van baie vroulike diere plaas. Dit is in daai paragraafie. Kan jy daar kyk? So wanneer ek die eienskappe van die manlike dier graag wil versterk in 'n kudde, dan maak ek gebruik van kunsmatige inseminasie. Hoekom? Want 'n klomp semen van een manlike dier kan 'n klomp vroulike diere dragtig maak. So met ander woorde, die invloed van die manlike dier in die kudde raak dan baie groter. So as ek byvoorbeeld 'n bul of deur natuurlike dekking by koeie gaan plaas, dan gaan ek ongeveer 25 na 35 koeie op een bul sit. So die invloed van die bul is dan op 'n kwart, dalk 'n bietjie meer van die kudde. Of dan nou van daai spesifieke hoeveelheid koeie. Maar as ek byvoorbeeld kyk na die KI proses, kan ons baie meer semen of kan ons die semen op baie meer koeie gebruik en daarom sal die invloed van daai bul in daai kudde dan baie groter wees. En ons fokus dan spesifiek op die eienskappe van die manlike dier. En dan sê hulle ook daar, wanneer ons KI, kan ons sekere telingsprobleme oorkom. Wanneer ons kyk na die voor- en nadele van KI, gaan ons bietjie meer in hierdie gedeelte of in hierdie spesifieke punte dan op fokus. Om sukses met kunsmatige inseminasie te verseker, kan jy daarso merk, is dit belangrik om gesonde, onbesmette, lewensvatbare semen te gebruik. Ons sal 'n bietjie later praat oor as ons die semen gekollekteer het of dan getap het, soos ons sê by die manlike dier, gaan ons daar 'n spesifieke toetse en goed waarna ons gaan kyk met die semen en dan spesifiek die spermselletjies om seker te maak dat hulle gesond is, dat hulle nie besmet is met infeksies of sekere siektes nie en dat die semen lewensvatbaar is. Hierdie spermselletjies moet lewendig wees en hulle werk kan doen. Dan gaan ons die korrekte tegnieke gebruik en dan ook baie belangrik mense wat reg opgelei is om hierdie tegnieke dan toe te pas. En heel laastens moet ons op die regte tyd die koeie insemineer. So is baie belangrik om goeie kennis te hê van die estrus siklus, sowel as estrus self en om dit dan waar te kan neem. Die voordele van KI kan jy daarso merk. In tabel 1 op bladsy 161 gaan ek sommer net so vinnig deur hulle gaan. Jy merk net sommer 'n paar kernwoorde daar sodat jy dit makliker kan onthou. En jy moet ten minste so 5 of 6 voordele sowel as nadele ken. Ken ten minste 5 voordele, ken ten minste 5 nadele. Die eerste een sê hulle daarso, dit voorkom die oordrag van geslagsiektes, so spesifieke geslagsiektes wat deur die daad van paring oorgedra word dan gestaak, sal dan nie plaasvind deur KI nie. Dan is dit 'n baie ekonomiese teelmetode want die boer hoef dan nie 'n bul aan te hou nie. So is goedkoper om saad te koop van die bul as wat dit is om die bul self te koop. Dan is daar 'n verskeidenheid van bulle se semen wat ons kan gebruik by die volgende punt. Hulle sê daar dat die beste bulle se semen is dan beskikbaar, so ek kan selekteer van die beste bulle.
en ek kan duisende koeie van een bul se semen KI per jaar deur die saad wat ek dan van hom tap, in plaas van om die bul self te gebruik en te moet vervoer. Dan is dit 'n manier om baie vinnig genetiese verbetering te sien, omdat ons baie meer van die bul kan gebruik as wat ons byvoorbeeld by natuurlike dekking sou kon. Die kommersiële waarde van die kuddes verbeter en jy kan daarso sommer kyk, hulle sê semen van uitsonderlike buitelandse bulle kan dan ingevoer word. So met ander woorde, ons kry hierdie semen van die buiteland af, wat dan ons kommersiële kudde se waarde dan verhoog en die potensiaal van die kudde kan verhoog, omdat ons dan die beste bulle nie net in die land nie, maar in die wêreld kan gebruik sonder dat ons die bul self hoef te vervoer. Ons kalfpersentasies behoort hoër te wees. Ons kan 'n spesifieke beplande teelprogram gebruik wanneer ons dan KI gebruik. En KI is 'n baie akkurate metode om te weet watter bul is verantwoordelik vir die nageslag. Ons het nie net 'n trop bulle wat ons by 'n trop koeie jaag nie. Ons sit 'n spesifieke bul se semen in 'n spesifieke koei. So ons weet presies wat die vaderskap is as ons goeie rekord hou. En ons weet presies dan wie die moeder is. En ons kan, wanneer ons hierdie semen vries, kan dit vir baie jare nog steeds gebruik word, selfs nadat die bul dood is, kan ons dit nog steeds gebruik. Dink byvoorbeeld aan perde, of diere wat in sport gebruik word, soos perde, hulle semen kan vir baie jare nog gehou word, om daai positiewe goeie eienskappe wat die diere het, dan nog steeds te kan gebruik, jare nadat die perd of die bul dan nou reeds dood is. Dan by die nadele van KI kan jy ook so 'n paar goedjies daar merk en ook so 5. Die eerste een is paringsinfeksies kan vinniger versprei. Spesifiek infeksies wat in die semen voorkom, kan dan nou makliker versprei omdat meer semen meer koeie bereik. Dan sê hulle daar in die volgende punt dat die hantering van semen en inseminering deur 'n onervare persoon of die onverantwoordelike hantering van semen kan baie geld en tyd mors. En daarna gaan ons spesifiek meer kyk in die proses van KI, gaan ons weer praat oor hierdie gedeelte, as daar 'n fout kom in die proses van KI, en ons mors met die semen, of die semen word te warm of te koud, kan die selletjies doodgaan, en vermors ons dan die geld, wat ons uitgehaal het, om dan hierdie strooitjie van semen te koop, en tyd, want hierdie koei het ons nou gedink, is ge-KI, en nou moet ons weer 21 dae wag, sodat sy weer op buite kan kom, om haar dan weer te kan KI. Soos mors tyd wat die koei nie produktief is nie, vir ons melk kan gee nie, en ons mors dan geld wanneer ons die semen mors. Dan is daar net 'n beperkte aantal bulle wat beskikbaar is vir KI, en wat se saad dan getap word, en daar word optimale bestuur dan verlang, spesifiek by die waarneming van hitte of estrus by koeie, om die koeie dan op die regte tyd te KI, maar ook by die spesifiek die bestuur van die KI-proses self. Dan as die bul se nageslagstoetsing onbekend is, kan ons slegte eienskappe oordra. Dit is dan nou ook spesifiek by jonger bulle. So as kyk by jonger bulle wat nog nie heeltemal hulle nageslag getoets is nie, kan dit wees dat die bul slegte eienskappe het wat oorgedra word. En as 'n bul dan slegte eienskappe het, word baie meer koeie bereik, om dan daai slegte eienskappe vas te teel in 'n kudde, as wat byvoorbeeld sou gebeur as daar natuurlike dekking sou plaasvind. En dan KI by verse se sukses is laer. Die diere kan beseer word wanneer ons KI, ons gaan weer eens wanneer ons die proses hanteer, sal jy sien wat ons daarmee bedoel, spesifiek deur die toerusting wat ons gebruik, as ons dit nie reg gebruik nie, kan ons die diere seermaak, as ons nie die diere in die regte kraal of in die regte hanteringsfasiliteite gebruik nie, kan sy ook beseer raak, en dit wil ons natuurlik nie hê nie. En dan, wat baie belangrik is, ons moet goeie rekordhouding kan toepas, sodat ons nie inteling laat voorkom nie. Spesifiek, ons gebruik saad van bulle, so ons sien nie die bul wanneer ons hom by die koei sit nie, en as ons die hele tyd dieselfde saad op die nageslag van 'n koei gebruik, as ons byvoorbeeld die vers insemineer met haar pa se saad, kan ons inteling kry, en dan kry ons die vaststelling van slegte eienskappe, en ons kan selfs gebreklikhede kry. Hier wys ek sommer vir jou die proses. Hier is 'n man besig om te KI, sy linkerhand,
domhand, as ek dit so kan sê, is dan in die rectum van die koei en hy is besig om die pistolet wat die semen bevat in sy regterhand te hou, wat dan deur die vulva van die koei tot in die baarmoeder dan sal beweeg word. Ons sal weer in detail daarna kyk. Die metode is om semen te versamel by 'n bil. So, eerstens wat belangrik is wanneer ons wil KI, ons moet eers semen by die bil kry. Daar's twee maniere hoe ons dit kan doen. Wat hulle in jou handboek vir jou wys is, ons kan dit deur 'n kunsmatige vagina doen, soos wat hierdie man in sy hand vashou, of ons kan dit deur elektriese stimulasie kry. Onder die tabel op bladsy 162 word die twee maniere vir jou gegee. In die eerste sin, jy kan dit onderstreep en dan sê hulle vir jou daar dat een ejakulaat net so 'n bietjie verder af langs die prentjie van 'n bil het 'n volume van 4 tot 8 milliliter en daar's miljoene sperme per milliliter en slegs 5 tot 10 miljoen lewende sperme per milliliter word benodig vir suksesvolle KI en ons kan daarom dan die semen verdun. Hulle sê daar's twee redes waarom ons semen verdun en dit is om sperme van voedingsstowwe te voorsien en dan om verdunde sperme, sê hulle dan daarso te verkoel, sodat ons dan die genoegsame stowwe het wat help met die verkoeling daarvan. Hierso wys ek sommer vir jou 'n voorbeeld van waar hulle besig is om met 'n kunsmatige vagina dan semen te tap of dan nou saad te tap by die bil of dan nou semen versamel. Soos wat jy hier kan sien, jy kan 'n koggelkoei gebruik of 'n koei wat op hitte is en sodra die bil op die koei spring, dan kan jy die penis van die bil in die kunsvagina sit waarin hy dan sal ejakuleer. Hier is nog 'n voorbeeld van 'n tipe toerusting wat gebruik word. Ons kan 'n bil leer om dan op 'n kunsmatige koei te spring. Soos wat jy ook hier kan sien, hoe die bil dan nou op 'n kunsmatige koei spring. Hy moet geleer word om op hierdie koei te spring. Daar gaan feromone op hierdie koei wees wat hom dan nou trek en hy dan nou weet, hy moet hierdie koei dan nou bespring, hierdie kunsmatige koei, sodat ons sy ejakulaat kan kry. Soos wat jy hier kan sien, wanneer die bil die koei bespring, is dit belangrik om vinnig te reageer. Sodra die bil sy penis in die koei se vagina wil sit, moet daar 'n man wees wat dadelik die penis kan vasgryp. Baie mooi moet werk met die bil sodat die bil nie seer kry nie of sodat die penis nie breek of buig nie en hierdie penis word dan gelei tot in die kunsvagina. Hier is 'n ou besig met 'n perd om 'n perd so semen te tap en selfs by kleinvee. Die kunsmatige vagina kan jy daar onderstreep in jou handboek, jou onderaan bladsy 162, is 'n goeie manier om natuurlike paring na te maak. Jy kan daar onderstreep, die bil moet daarom eers geleer word om hierdie kunsmatige vagina te gebruik, soos wat ek vir jou in die prentjies ook verduidelik het. Bo aan bladsy 163 kan jy onderstreep, 'n kunsmatige vagina bestaan uit 'n buitenste omhulsel van plastiek of latex en 'n binneste voering van rubber of dan ook latex en 'n trechter wat eindig in 'n gegradeerde glasbuis waarin die semen dan versamel word. Die buitenste en binneste laag is daar is daar 'n houer wat gevul is met water teen 'n temperatuur van 40 en 45 grade Celsius. En dit is sodat hierdie bil dan die kunsvagina dan min of meer die liggaamstemperatuur van 'n regte koei dan sou gehad het. Hier is sommer 'n voorbeeld daarvan. Jy kan sien daar is 2 lae rubber en tussen die 2 lae word daai verhitte water dan ingesit om dan die temperatuur te verhoog sodat die bil nie in 'n koue vagina ejakuleer nie, maar dat dit die temperatuur van 'n normale koei min of meer sou wees. Die temperatuur van die water is hoër, maar soos wat dit dan nou 'n bietjie afkoel tydens die proses, behoort dit min of meer die koei se temperatuur te wees en ons wil ook nie hê dat die saad in hierdie tyd, die spermselletjies, moet doodgaan nie. Hier is 'n regte voorbeeld van 'n kunsvagina, soos wat jy daar kan sien, en aan die bopunt, as ek dit so vir jou kan wys, is dan die kunsvagina gedeelte, soos wat jy hier kan sien, en dan is daar hierdie trechter gedeelte waardeur as die penis geëjakuleer het,
van die semen in hierdie trektergedeelte af tot hieronder kan jy sien, is 'n glasbuis waarin hierdie semen dan opgevang gaan word. Tydens elektriese stimulasie, onthou al wat ek vir jou hier wys, is die goed wat jy onderstreep, die ander goed kan jy uitlos. Tydens elektriese stimulasie kan jy daar onderstreep, word die elektriese stimuleerstaaf in die bil se rectum geplaas om die deel van die senuweestelsel te stimuleer wat ejakulasie beheer. En die ejakulasie vind in 3 stadiums plaas. Stadium 1 is wanneer die semen beweeg vanuit die vas deferens, soos ons dus geleer het, na die pelviese uretra. Dan in stadium 2 vind die ereksie plaas en in stadium 3 word die semen dan uitgewerk. Dis al wat ek daar onderstreep het. Wanneer die spermselletjies dan opgevang word in die glasbuisies, of dit nou is deur die kunsvagine of dan nou deur elektriese stimulasie, dan moet hierdie spermselletjies warm gehou word by 35°C. Want as hierdie spermselletjies te warm raak of te koud raak, dan gaan dit gebeur dat die spermselletjies doodgaan. So wat ek hier vir jou wys is die stimuleerstaaf wat in die bil se rectum ingaan. Hier kan jy baie duidelik sien is die gedeelte wat ingaan. Hierdie is sommer net die handvatsel en dan hierdie koordgedeelte hierso sal dan die elektrisiteit deur hierdie kopergedeeltes gelei. En dis net, daar's ligte elektriese stimulasie wat deur beweeg, net om die dier te prikkel, sodat hy dan ejakuleer. En soos wat jy kan sien, in die agtergrond is daar oudteelbulle. Hierdie was tydens 'n prakties, tydens die vleisbeeskursus van die graad 10 LWP manne, het ons dit afgeneem. Hier kan jy sien, is hulle besig om die staaf in die bil se rectum te plaas, sodat dit presies op die gedeelte is, teen die senuwees, teen die rugstring waar dan ejakulasie dan nou gestimuleer sal word. Hier kan jy sien, sodra die bil dan gestimuleer word, gaan hy dan ejakuleer en dit kan ons dan opvang in 'n glasbuisie, soos wat hierdie man dan nou hier besig is om te doen. En soos wat jy hier kan sien, soos wat hierdie skaap gestimuleer word, agter in die rectum, hou die man die stimuleerstaaf vas en hiervoor, hierdie ou hou hierso waar die penis gaan uitkom, om die ejakulaat op te vang, gaan hy die penis versigtig vasvat en dan gelei tot binne in die glasbuisie. En as ejakulasie dan klaar plaasvind, dit hou mens dadelik op. Jy kan sien hierdie skaap, soos wat sy rugkrom trek, is hy besig om elektriese impulse dan te kry wat hom laat ejakuleer. Dan kan jy daar in jou handboek sommer werk, onderaan bladsy 163, die basiese vereistes vir semenversameling, kan jy daar sommer merk, ons het 3 basiese vereistes, ons gaan kyk na die wetlike vereistes, ons gaan kyk na die veiligheidsvereistes, en ons gaan kyk na die vereistes om goeie gehalte semen te versamel, elkeen afsonderlik. Die eerste een, die wetlike vereistes vir semenversameling, kan jy daar so merk, word normaalweg by gespesialiseerde KI-sentrums deur gespesialiseerde persone gedoen. Alhoewel sommige teelers self semen van hulle eie diere versamel, is dit baie belangrik dat gespesialiseerde mense dit moet doen. En dit is belangrik in die dier, sowel as die mense se veiligheid. Die versameling van semen op die volgende bladsy, op bladsy 164, word gereguleer deur die veeverbeteringswet. Dis al wat jy hoef te ken, net die naam, die veeverbeteringswet. Die semen mag slegs om die onderstaande redes versamel word. Nommer 1, van gelisensieerde bulle vir spesifiek KI doeleindes. Bulle wat spesifiek geselekteer is om as KI bulle te dien en wat se saad dan verkoop sal word, wat dan veral belangrik is ook in die suiwelbedryf. Dan vir toetsing en ondersoekdoeleindes, wanneer ons byvoorbeeld die semen van 'n bil wil toets om te kyk of hy semen het wat gesond is en wat lewensvatbaar is, sodat ons dan hierdie bil tussen koeie kan sit. 'n Boer wat byvoorbeeld 'n stoetboer is en dan byvoorbeeld bulle gaan verkoop, gaan hierdie toetsing laat doen, sodat die kliënt wat die bil by hom koop weet dat die bil gesond is en gebruik kan word. En dan kan dit ook, semen ook versamel word deur die eienaar, gebruik vir KI van sy kudde, so die eienaar wat sy eie bil het, mag semen van die bil versamel vir sy eie gebruik, en dan vir die gebruik by diere van nie meer as 5 mede-eienaars. So ken net daai 4 punte, sodat jy hulle elkeen net kortliks kan bespreek. Sou hulle vir jou vra,
wat behels die veeverbeteringswet en die redes om semen te mag versamel by 'n bil. Die veiligheidsvereistes, baie belangrik, is altyd belangrik om diere kalm te hou en ons moet nie dat hulle stres nie. So die omstandighede waarin ons werk moet dan reg wees om hierdie diere kalm te hou. Dit is belangrik om nie beserings aan die diere te laat plaasvind nie of om beserings te voorkom en die penis moet nooit direk hanteer word nie. So jy gaan altyd 'n lappie gebruik of dan nou versigtig werk wanneer jy die semen tap sodat die dier se penis nie direk aangeraak word en dan beseer word nie. En dan weer eens die prosedure moet altyd deur 'n opgeleide persoon gedoen word en dit is gewoonlik iemand soos 'n veearts of 'n boer wat self die kursus gedoen het om dan semen te versamel. En dan die vereistes om semen van goeie gehalte te verseker, dis belangrik om die toerusting wat gebruik word te steriliseer en te droog. Ons wil nie hê dat daar in die glasbuisie of in die kunsvagina dan enige ou saad is of veiligheid wat infeksies kan veroorsaak of water wat byvoorbeeld die spermselletjies kan doodmaak as dit by die verkeerde temperatuur is. En as ons praat van steriliseer, bedoel ons dat dit gekook moet word en nie ontsmet moet word. En die rede daarvoor is, as ek byvoorbeeld hierdie toerusting ontsmet, met ander woorde met 'n iets soos Dettol of Savlon, dan gaan alle selletjies, alle lewendige selletjies wat in kontak met hierdie stof dan kom, sal doodgaan. So ek wil nie hê daar moet enige stowwe wees, chemiese stowwe wees wat die semen kan doodmaak, die spermselletjies nie. Maar dit moet net gesteriliseer wees, met ander woorde en gekook word. Dan is dit belangrik om die hare rondom die vooruit te sny, want in die hare is al veiligheid en kan daar kontaminasie van die semen plaasvind. En dit is belangrik om die semen te beskerm teen sonlig en kontaminasie. So wanneer ons die semen klaar getap het of versamel het, moet dit dadelik gebruik word, getoets word deur 'n veearts dan en gebruik word, of ons moet dit dan dadelik gaan vries, verdun en vries, sodat ons dit dan kan bære, maar dit moet nie, verseker nie in die sonlig kom nie, en verseker nie oopgelaat word, sodat kontaminasie kan plaasvind. En die versameling moet deur 'n opgeleide persoon op die korrekte manier gedoen word. Goed, so dis dan die einde van hierdie gedeelte, die eerste gedeelte van kunsmatige inseminasie. Ons het nou baie gefokus op die versameling van die semen. Ons gaan nou kyk oor die evaluasie daarvan in die volgende video, sowel as die stoor, en dan gaan ons vinnig deur die KI proses gaan voordat ons by die res van die kunsmatige paringssoorte uitkom. Baie dankie.